Belyn jou aksies met integriteit. Ek weet nie wanneer laas jy na 'n kompas gekyk het nie. Deesdae kan mense goed mos aflaai op 'n selfoon ook en dan lyk dit so 'n virtuele prentjie van 'n kompas en hy werk soos 'n kompas. Ons is natuurlik bederf met Google Maps en ander toepassings op ons selfone wat ons met rigting help. Maar vroeër jare moes ons leer om met 'n kompas rigting te bepaal. En dis 'n instrument wat vandag nog vir mense help om rigting te vind as ander elektroniese toegang nie toeganklik is nie. Nou, wanneer dit 'n skoon en onbelemmerde omgewing is, dan wys dit noord met presisie. Maar bring dit naby 'n metaal en dan begin die naald dwaal. Die metaal versteur die magnetiese veld en die kompas verloor op die ou end sy betroubaarheid. Dit gaan ook so met ons innerlike kompas. Dit wil sê ons waardes, ons gewete, dit word maklik versteur as ons te naby kom aan invloede wat nie in lyn is met God se waarheid en God se waardes nie. Dan verloor ons integriteit sy helderheid. Ons integriteit verloor rigting. Nou Dawid raak die hele kwessie van integriteit en om jou aksies daarmee te belyn aan in een van sy psalms. Hy sê so in Psalm 15 vers 2 en dan eindig hy so in vers 5. Hy wat onberispelik wandel en doen wat reg is, wat met sy hele hart die waarheid praat, wie hom hieraan hou, sal nooit wankel nie. Volgens Martin Seligman ervaar mense wat hulle gedrag belyn met hulle kernwaardes 'n baie dieper sin van betekenis en autentieke geluk. Dis nou waardes soos byvoorbeeld eerlikheid, geregtigheid, ja, ook deernis. Nou stel jouself voor jy ontvang 'n versoek om 'n fout in 'n verslag te verdoesel. Die maklikste pad is om stil te bly en dit te doen. Maar die pad van integriteit vra dat jy die waarheid sal uitlig, al is dit hoe ongemaklik. En deel van ons krisis in Suid-Afrika, lyk dit vir my, is juis omrede mense te lank stil bly en dan bly die korrupsie voortduur. Ten koste van almal en veral ten koste ook van die armes. Nou kom ons begin by onsself en ons bly belyn ons aksies met integriteit. Ons bly by ware noord. Leef geïnspireerd.